Met hierdie weeklikse oorsig voeg Skare Genade graag waarde toe tot jou boerdery. Ons versekeringsprodukte doen dit ook. Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat met julle gesels. So kom ons begin 'n bietjie, dis maar so 'n windstilte wat die nuus aanbetref en die Amerikaners wat nog in hulle sogenaamde shutdown is van die federale regering. Ek sien dit kos hulle 'n groot bedrag geld per maand wat die ekonomie kos, maar nietemin. So ons verwag die 14de November eerste verslae wat daar gaan uitkom rondom wêreldvraag en aanbod en dis meer. Hier by ons goeie nuus, redelik wyd verspreid gereën in die somersaai gebiede. Die veidings het mooi herstel en die brandstofprys het ook laag geneig in November. Die trekkers dreun, so kom ons hoop dis 'n goeie jaar. Dan die rand sukkel 'n bietjie op die oomblik, hy kruip so nader aan 17.50 en die olieprys hou redelik stabiel hier by 64. Is nog 'n bietjie gou om te praat oor Desember brandstofpryse. En dan is ons natuurlik nog gepraat oor back and close. Nou die nuutste is dit het in die Weskaap uitgeslaan, dis nou weer daar aan die gang. En natuurlik, ons het laasweek ook gesê, die een som wat 'n mens kan maak, die verlies aan beesvleis uitvoere vir die jaar is so 1,5 miljard rand, wat in die beesvleisbedryf verlore is. Nou die melkprodusenteorganisasie het ook 'n berekening gedoen, want onthou dit was ook daar in die Weskaap, en die melkers en hulle bereken in die eerste 40 dae van back and close verlore melkboer enigiets tussen 2 en 4,5 miljoen aan inkomste. Nou, die ding is natuurlik wat julle dalk nie weet, is by 'n melkkoei gaan dit in die spene in en die eier gaan verlore. So die koei se produktiwiteit, die produktiewe lewe is eintlik daarmee heen. Dan 'n interessante ietsie, die Amerikaners, Illinois Universiteit, so 'n bietjie opname gedoen onder boere, wat is hulle langtermynbeplanning, wat is die belangrikste? Dit is interessant, uitdaging is weer vir jou as boer, wat is jou langtermyn doelwitte? Natuurlik lang debatte. Die eerste een is stabiele inkomste. Die Amerikaanse saaiboere streef vir stabiele inkomste. Nommer 2 gee hulle nogal hoog op oor bewaringslandbou, dat hulle daarna streef, dat hulle een van hulle langtermyn doelwitte is. En natuurlik moet jy wins maak. Wins gaan baie hoog op in hulle rangorde. Dit is vir hulle baie belangrik, natuurlik is dit logies. En dan interessant ook die voortbestaan van die boerdery en die oorgang na die volgende geslag. Sien hulle is een van hulle groot 5 doelwitte. En die laaste een is om skildlandbou of plaasskuld onder beheer te hou en binne perke te hou. So dis nogal baie interessant, net om weer saam te vat, stabiele inkomste, bewaringslandbou, wins, langtermyn doelwit van wins, om die boerdery te laat voortgaan na die volgende geslag en dan natuurlik om plaasskuld te bestuur. So dink 'n bietjie aan jou langertermyn doelwitte. Trump nou weer het beplan, hy is met China aan die gang, nou meer daaroor, maar die boere beloof in Amerika hy gaan hulle $12 miljard vergoeding gee sodra die federale regering nou weer begin werk, as gevolg van die skade wat hulle van tariewe gelei het. So ja, hy ondersteun die boere, alhoewel hulle vies is vir hom, maar die graanpryse, mielies en sojaboonpryse in Amerika het regtig lekker gestyg die laaste rukkie, as gevolg van die ooreenkoms wat hy met China bereik het. So dit bly maar baie vloeibaar. Dan internasionaal goeie nuus, voedselprysindeks van die Wêreldvoedselorganisasie het afgeneem, dit is redelik op 'n lae vlak, so 3,4% redelik in lyn hier by ons ook, so dit lyk of voedselinflasie redelik onder beheer is. Dan moet julle asseblief volgende week, die 12 November, is die mediumtermyn begroting. Nou dis wanneer die minister van Finansies sy 3 na 5 jaar vooruitskattings op die tafel sit. Wat dink hy gaan met inkomste van die staat gebeur, wat dink hy gaan met uitgawes gebeur, wat se verstellings hulle gaan doen, en daar is nou klaar weer redelike gissings aan die gang, dat BTW ergens in die debat gaan inkom, want die ander belastingbronne is uitgeput. So let 'n bietjie op vir 12 November, baie belangrike datum, dit gaan ook jou waarskynlik effek op die rand hê. Nou, ten spyte van alles, makro-ekonomiese vooruitsigte vir volgende jaar is tog aan die verbeter. Een van die groot aanwysers wat die ouer boere my geleer het, as dat motorverkope styg, dan styg vleispryse. En die idee agter is maar as dit beter gaan met verbruikers, dan gaan dit beter met die vleismark ook. Nou op die oomblik is ons motorverkope die hoogste in 'n hele klompie jare wat dit gestyg het, wat goed is
Vooruitsigte vir volgende jaar op so 'n bietjie toename in die groeikoerse van rondom 1% tans na 1,6 of 1,3%, afhangende wie jy glo. Inflasie bly so tussen 3 en 4%. Rentekoers nie baie optimisties die banke nie, so 'n bietjie afwaarts, maar 'n redelik stabiele rand. So dit lyk daarom of hier beter vooruitsigte aan die kom. Kom ons neem 'n advertensiebreek en dan kom ons terug en gesels oor die markte. Maak gerus kontak met Skadegenade. Ons verteenwoordiger se besonderhede is op ons webwerf. Skadegenade, steeds die beter manier om jou risiko te bestuur. Welkom terug luisteraars. Ja, die Amerikaners is in die oesproses, is feitelik klaar. Ons het nie regtig mark verslaan nie, soos ons vroeër gesê het, die eerste verwag ons teen 14 November, in afval wat die wêreldvraag en aanbod aanbetref. Wees maar bedag, dit kan 'n invloed op die mark hê. Dan China het onderneem om tot soveel as 25 miljoen sojabone van die Amerikaners te koop, asook ander produkte. Nou almal hou nou maar asem uit om te sien hoe dit gaan uitspeel. Dis nog beloftes op die stadium. En dit wel begin om aankope te doen. Nou dit het die sojapryse in Amerika redelik laat styg, so ook die mielieprys van meer optimisme. Dan Zimbabwe het ook begin om ons mielies te koop redelik vinnig. En dit steun ook ons prys. So daar is eintlik twee faktore op die oomblik wat aan ons guns werk. En dit is die stygings in die FSA-pryse, die rand wat 'n bietjie verswak het die laaste week of wat. En natuurlik Zimbabwe wat by aankoop. Maar dan moet ek vir julle sê, voor ons oor die skaapvleisbedryf praat, ek het die week weer deur die diep Middelkaroo, Groot Karoo gery, soos die boere sal sê. En daar is bitter min skape. As julle die vakansie see toe ry, let 'n bietjie op. Daar is regtig nie skape in die Groot Karoo nie. So as jy sommer 'n boere som maak of 'n boere vooruitskatting, gaan pryse hoog bly. Kom ons praat oor mielies. Hierdie grafiek wys ek vir julle die geel mielies wat in menslike mark ingaan. Nou die grafiek is bietjie besig, die twee stafies is die vorige jare sin, maar dan sal julle sien laas jaar, die lyngrafiek, heel wat beter as die vorige 2-3 jaar sin, en hierdie jaar sover ook aansienlik beter as die vorige jaar. So dit lyk vir op die oomblik verwag ons so 640 na 700 000 ton geel mielies wat in die menslike mark gaan. Dis 'n 31% stygings oor 5 jaar. Hierteenoor lê die wit mieliemeelmark, menslike mark, baie eintlik plat. So dis 'n baie interessante verskywing. Ons het baie debatte in die verlede hieroor gevoer. Natuurlik te doen ook oor die vorige 2 jaar se baie hoë wit mielieprys. Maar die feit is, as pryse te hoog raak, dan verander verbruikers hulle voorkeure. Chicago-pryse redelik sterk op. En luister gou na die sedert Augustus maand het die Amerikaanse mielieprys met 16% gestyg. En nou dis ook in hulle strooptyd wat eintlik teen die verwagting is. Dit dui op laer opbrengste op die oomblik. Dan by ons ook Zimbabwe koop, so die witmielie vir prysvraag is ook hoër hier by ons, so R3,700 per ton en hy hou deur na volgende jaar omtrent op hierdie vlak. Geelmieliepryse 'n bietjie laer, R3,600 per ton en dit hou ook op hierdie vlak vir volgende jaar Julie maand. So daar's die groot verrassings van die markspelers in prys nie. Dan iets baie interessant is oor jare is die groot debat oor die wit mieliemeelmark vir menslike verbruik. Daar was op 'n stadium 'n debat om te sê dit gaan minder raak soos mense verstedelik en meer gesofistikeerde voedsels eet. Maar dit gebeur nie regtig nie. Die jaarlikse verbruik van witmielies bly redelik konstant. Vir menslike, ek praat oor van menslike verbruik, bly redelik konstant hier by 5 miljoen ton. Maar die geelmieliemark wat aan die menslike mark gaan, geelmielies, het die laaste 5 jaar met 31% gegroei. Dis op die oomblik 640 000 ton. So dis baie interessant. Ons het vroeër gesê die mark, die verbruikers in die mieliemeelmark sal nie swaai na geel nie. Maar onthou ook die pryse die laaste jaar of 2 dit tot gevolg gehad. Dan China, soos ons het gesê, die aankope van China, ek sê sojabone van China, is nou redelik aan die gang, dit het die mark gestit, daar is redelik optimisme, maar ook interessant, sedert Augustus maand het die Amerikaanse sojaboonprys met 16,2% gestyg. So dit lyk of ons deur die onderste dip is, as ek so kan sê, onthou dis in die oestyd. Hier by ons het die pryse ook so 'n bietjie opgetel, op die reg van 'n swakker rand, beter pryse, R7,300 per ton en dis ook die prys vir volgende jaar. Sonneblomspryse weer gestyg. Dit is nou op die oomblik hier bo kan die R10,400 per ton.
nuwe seisoen so by die 9600. Ek vermoed dit gaan maar 'n bietjie weer styg as gevolg van die laer aanplantings. Dan koring, Weskaap boere redelik ver gestroop. Die prys gaan nêrens heen nie, 5800 'n ton. Ver gevorder met hulle oeste, maar interessant, Australië is besig om 'n baie groot produsent van koring te word. Hulle nuutste oeskatting is so 62 miljoen ton. En hulle die laaste 10 jaar het hulle oesopbrengs met 26% verbeter. Nie te lank terug nie het hulle hier by 35 miljoen ton gestaan. Nou natuurlik, dit is 'n groot speler in die mark en ons sal ook sien, ons het die laaste jaar begin Australiese koring invoer. Aardappelpryse begin so stadig herstel, bietjie soos die mark begin herstel in die aanbod. Veemarkte, ten spyte van al die moeilikheid, van back and closure bly klas A vleisvleispryse hier by 72, 73 rand 'n kilogram, AB grade 70, klas C grade tussen 61 en 63, dit beweeg hoofsaaklik sywaarts. En dan speerkalvers, die tot by 40 rand 'n kilogram is die gemiddeld wat die ouens rapporteer. En dit wissel tussen 36 en 41 rand 'n kilogram. Wat interessant is dat 'n 200 tot 240 kilogram speerkalf 'n premie van so rondom R3 kry. Dan lamvleispryse, redelik sterk hier by die 108 rand 'n kilogram, 106, 108, baie goeie pryse. Klas C hier tussen 76 tot 83 ook baie goeie pryse. En soos ek gesê het, as mense net deur die Karoo ry, daar is die skaap. Intussen, ons skaapvleis uitvoere doen goed. Dit lyk ons gaan hierdie jaar weer so by 11.000 ton skaapvleis kom, teen dieselfde as laas jaar. Dan wolpryse sukkel 'n bietjie teruggesak, en dan natuurlik is 'n koppel aan die Chinese ekonomie. Maar wat belangrik is dat die RWS wol tussen 8 en 10% premie kry. So dis nie moeite werd om na gesertifiseerde produkte oor te skakel. Varkvleispryse is bietjie hoër, 38 rand 'n kilogram, hy beweeg gewoonlik hoër na Desember toe, en dan die hoenderprys beweeg sywaarts. Nou sterkte vir die boere om die plantseisoen, dan praat ons weer volgende week.